Goeiedag, Genesis 1 vers 26 tot 27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde gekruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. God het die man en vrou vir mekaar geskaap, na sy beeld. En God het gesê, hulle moet vermeerder, en dis het God ook die gesin geskep. Binne die gesin behoort pa, ma en die kinders hulle ten volle te kan uitleef en aan mekaar se behoeftes vir samehorigheid, liefde en innigheid te voldoen. Die gesin behoort 'n veilige hawe vir ons kinders te wees, as ook vir jou en jou huweliksmaat. Binne die gesin word elkeen se identiteit bevestig. Hier word gevoelens van eie waarde gekweek. Hier word die beginsels van ware Christendom deur God se genade uitgeleef. Hier respekteer ons mekaar as huweliksmaats en leer ons kinders om respek vir ander en hulself te hê. Die ouer paar werk saam om die kinders die waardes wat God van ons verwag te leer. Tesame stel ons vir ons kinders 'n voorbeeld van hoe 'n ware Christen moet optree. Eensgesindheid in die gesinslewe demonstreer die beginsel van die Christelike geloof wat waarlik uitgeleef word en die aard van God openbaar. Dit is die ideaal waarna ons moet streef. Maar ongelukkig gebeur dit nie. God het die man eerste gemaak en daarna die vrou, soos ons lees in Genesis 2 vers 21 tot 24. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Uit die ander syd van 'n man en vrou het God orde en eenheid geskep. Op die 6de dag, op ons almanak is dit vandag Vrydag. Op hierdie dag het God die eerste huwelik voltrek van twee mense wat na sy beeld gemaak was. Sedertdien is die huwelik die grondslag van die gesin. Die huwelik is rein en goed, want God het dit geskape. Hoekom maak ons daarvan iets slegs? Ek vra u, man en vrou, keer terug na die waardes wat God uiteengesit het vir die huwelik. Wees lief vir mekaar, verdra mekaar, dra mekaar, versorg mekaar. Doen u nog saam huisgodsdiens? Gesels u met mekaar oor die woord van God? Het die woord van God ooit nog plek in die huishouding? Indien u antwoord nee is, moet u dadelik 'n plan maak om God terug te bring as die middelpunt van u huwelik, want dan sal dit net goed gaan met u huwelik. Onthou, u huwelik is 'n verbond wat in die hemel aangegaan is met God, voor u familie en vriende as getuies. Vader, dankie vir die huweliksmaat wat u vir my gegee het. Help my om my huweliksmaat te eer en lief te hê, soos wat u van my verwag. Laat ons huwelik van krag tot krag gaan en help ons om u die middelpunt van ons huwelik te maak, want dan sal ons huwelik suksesvol wees. Ek vra dit in Jesus mooi naam. Amen.